Ons het twee gelaaide sfere wat op geïsoleerde staanders staan, A en B met hulle onderskeie ladings. Die afstand tussen A en B is 0,2 meter en dan 0,1 meter regs van B is punt M. Bereken die getal elektrone in oormaat op sfeer A. So ons maak gebruik van N gelyk aan Q op E. Nou ons kan die absolute waarde vat van Q as dit makliker gaan wees. So 4 mol met 10 tot die mag minus 6, want dit is die lading. En ons deel dit deur die lading van 'n enkele elektron, 1,6 mol met 10 tot die mag minus 19, en daardie waarde kry ons op ons formuleblad. Nou weer eens, ek kon 'n minus en 'n minus gebruik het. Die belangrike deel is net, jy moet weet jou finale antwoord en moet 'n positiewe heelgetal wees of 0. En in hierdie geval gaan dit dan wees 2,5 mol 10 tot die mag 13. En dis hoeveel elektrone oormaat is op sfeer A. Bereken die grootte van die elektrostatiese krag wat deur sfeer A op sfeer B uitgeoefen word. Ons gaan Coulomb se wet toepas en dan het ons K is 9 maal 10 tot die mag 9, kry dit op jou formuleblad. QA is 4 maal 10 tot die mag minus 6, ek gebruik die positiewe waarde, en QB is 3 maal 10 tot die mag minus 6. Dit alles deel ek deur die afstand tussen A en B, wat 0,2 meter is, en ek kwadreer daardie waarde. En dit gee dan vir ons 2,7 Newton. Daardie is minus, daardie is plus, negatief, positief, hulle gaan mekaar aantrek. Die vraag het net gevra vir die grootte, maar as jy 'n rigting ook moes bysit, dan was dit aantrekkend. Beskryf die term elektriese veld. Elektriese veld is 'n gebied in die ruimte waarin 'n elektriese lading 'n elektriese krag ondervind. Bereken die grootte van die netto elektriese veld by punt M. So ons gaan eers kyk na A en dan gaan ons kyk na B en dan gaan ons die som daarvan kry om die netto elektriese veld te bepaal. So eerstens as ons kyk na A, dan sien ons K is 9 maal 10 tot die mag 9 maal met die lading op A positiewe waarde 4 maal 10 tot die mag minus 6, ons gebruik die positiewe waarde en ons deel dit deur afstand vanaf A na M is 0,2 plus 0,1, so dit is 0,3 en ons kwadreer dit en dit gee vir ons 4 maal met 10 tot die mag 5 Newton per Coulomb. En nou die vraag, is dit na links of na regs? A is negatief, M gaan 'n positiewe toetslading wees, so dit gaan wees na links. En nou kyk ons na die effek van B, wat groter sal wees as die effek van A, want B is baie nader aan M as A. So dit is gelyk aan K 9 maal 10 tot die mag 9 maal met die lading van B is 3 maal met 10 tot die mag minus 6 en dit deel ons dan deur daai 0,1 meter, so 0,1 gekwadreer en dan kry ons 2,7 maal met 10 tot die mag 6 Newton
per koelom en B is positief. M met 'n positiewe toetslading, positief en 'n positief stoot mekaar af, so dit sal wees na regs. Ons moet nou die netto elektriese veld bepaal en dit is EA plus EB en B gaan groter wees as A, so kom ons neem regs as positief. So vir EA het ons dan gekry minus 4 maal met 10 tot die mag 5 plus EB is positief want dit is na regs is 2,7 maal 10 tot die mag 6 en jy kan sien dat B is 'n orde grootte van 10 groter as EA en dan het ons netto elektriese veld is 2,3 maal 10 tot die mag 6 Newton per koelom en dit gaan wees na regs want dit is 'n positiewe waarde. Gelaaide sfere A en B en D word nou op 'n reghoekige assestelsel gerangskik. Die netto elektrostatiese krag ondervind deur sfeer A is 7,69 Newton. Is die lading op D positief of negatief? Nou, A is negatief en ons kan vanuit die netto elektrostatiese krag aflei dat D aantrekkend moet wees. So as A negatief is, dan moet D positief wees. Vervolgens moet ons die grootte van die lading op sfeer D bereken. Nou, ons kan Pythagoras gebruik in hierdie geval. So F net kwadraat is gelyk aan FAB kwadraat plus FAD kwadraat. Ons het F net, dis 7,69 en ons het FAB reeds uitgewerk, dit is 2,7. So ons kan dan gaan en sê dat FAD is gelyk aan die vierkantswortel van F net, dis 7,69 gekwadreer minus 2,7 gekwadreer want dit is FAB. En dan kry ons FAD is 7,2 Newton. So FAD is 7,2 as ons nou kyk na Coulomb se wet se toepassing. K is 9 maal met 10 tot die mag 9. QA het ons, dit is 4 maal met 10 tot die mag minus 6. Daar's hy. En ons hou hom weer eens positief, want ons gaan eers die grootte uitwerk. Ons weet A is negatief, D het ons reeds bepaal is positief. En volgende moet ons net ook QD daarin vervang, is die onbekende, en ons deel dit deur die afstand, dis 0,15 meter en dit is gekwadreer. En as ons dan QD uitwerk, dan kry ons 4,5, hy moet positief wees, maal 10 tot die mag minus 6 Coulomb.